Sluit nou gerus aan by kruispad.com se aanlyn erediens. Goeiedag en baie welkom by Kruispad 24/7 se aanlyn erediens. Waar jy ook al is, waar jy ook al kyk of luister, of dit nou in jou huis is, of jou motor, jou kantoor, of dalk op jou eie tussen 'n besige dag. Ons is bly dat jy saam met ons kuier. Ons bid dat God se woord vandag op 'n vars manier met jou sal praat, en dat die Heilige Gees jou sal aanraak, bemoedig en jou sal help om nader aan God te kom. Shalom. Ons is besig met die reeks, die Heilige Gees in my. Ek hoop dat jy nog elke keer saam met ons geluister het na wat die Heilige Gees vir ons elkeen wil kom sê in hierdie reeks oor hy wat in ons leef. Kom ek verfris so 'n bietjie jou gedagtes oor die laaste 3 keer se boodskap net so in een sin. Wie is die Heilige Gees was die eerste keer. Die Heilige Gees is God self wat gekies het om naby ons te kom leef en vandag in elke gelowige woon. Wat doen die Heilige Gees? Die Heilige Gees wys vir ons wie Jesus is. Hy verander ons hier van binne af. Hy gee ons krag en help ons om elke dag meer en meer soos Christus te leef. Die derde een was, hoe praat die Heilige Gees? Die Heilige Gees praat deur God se woord, deur mense, deur omstandighede en hier binnekant ons, in 'n stem hier binnekant ons. Vandag is die onderwerp, die Heilige Gees in my. Wie is ek as gevolg van die Heilige Gees wat in my woon? Ons moet die vraag vra, want ons weet nie altyd wat moontlik in onsself kan gebeur met die Heilige Gees wat sy intrek in ons neem nie. Ek het ergens in hierdie afgelope paar keer gesê dat wanneer die Heilige Gees sy intrek neem, dan leef ons nie van dag 1 af die volle potensiaal wat die Heilige Gees vir ons gee uit nie. Dis 'n proses. Ek wil amper sê, dis 'n lewenslange proses waar ons toelaat dat die Heilige Gees ons oorneem, sodat ons dade die Heilige Gees sal weerspieël. Die vrugte wat ek hier by staan, dat dit op 'n manier deel raak van ons. Ons kop moet ook verander oor wie ons is as gevolg van die Heilige Gees wat in ons woon. Want as ons dit verstaan, dan sal ons anders oor onsself en oor ander mense begin dink. So, kom ons raak rustig en ons stel onsself oop vir die ontvangs van God se woord. En ons laat toe dat die Heilige Gees ons voorberei daarvoor. Wanneer 'n jong man en vrou trou, verander hulle status van ongetroud na getroud. Die vroutjie verander haar nooiens van na haar man se van. Wel, nie in alle gevalle nie, sommige kere, veral vrouens wat 'n professionele beroep het,
behou nog steeds hulle nooiings van, en het dan so 'n dubbele door van, soos Sunny Smith Swart. Wanneer ons vir Jesus aanneem as ons verlosser, gebeur daar 'n paar dinge met ons. Ons verander. Ons beweeg van verlore mens na geredde mens. Ons kry 'n nuwe identiteit. Ons kry 'n nuwe status. Ons is nou kind van God. Eintlik kry ons almal nog 'n van by. Dis ook so 'n dubbelloop van soos Sunny Smith wat met Piet Swart getroud is en nou Sunny Smith Swart is, kry ons ook 'n van by, naamlik kind van God. So ek is dan nou Gerrie Ben van der Merwe, kind van God, of Sunny Smith Swart, kind van God, of Pieter Potgieter, kind van God. Paulus verduidelik dit so mooi. Hier in Romeine 8 vers 15 sê hy, onthou, God het sy Heilige Gees gegee aan julle wat in hom glo. Dit is hy wat julle kinders van God gemaak het. Verder is dit ook hy wat nou 'n diep verlange na God in julle binneste wakker maak. Die Gees roep voortdurend in julle binneste uit, Vader, liefdevolle Vader. Hy sorg dat daar 'n onbreekbare band tussen God en julle is. Die Gees oortuig ons diep in ons binneste dat ons regtig God se kinders is. Omdat ons sy kinders is ons ook sy erfgenaam. Ons erf saam met Christus alles wat God beloof het. So, as jy nou ooit gewonder het of jy die Heilige Gees het, hier staan dit, dat as jy Jesus aangeneem het as jou verlosser, dan word die Heilige Gees aan jou voorsien. Dis die welkomgeskenk van God, om dankie te sê, dat jy vir hom gekies het. So jou status verander van verlore op jou eie na geredde met die Heilige Gees. Jou status verander van verlore kind met geen familie nie, na 'n verloste kind wat nou deel is van 'n goddelike gesin. Waar ons vaderloos was, het ons skielik 'n liefdevolle vader wat die hoof van die gesin is geërf. Waar ons weeskinders was, het ons nou 'n vader gekry wat vir ons omgee en ons oorstroom met sy liefde. Soos 'n aardse vader die beste vir sy kinders wil gee, so wil God vir ons oorstroom met goedheid en guns. Waar ons in die verlede op ons eie, as die nood gedruk het, nie geweet het waantoe nie, kan ons nou na die Vader toe gaan vir hulp en hy sal ons help, want ons is dan nou sy kinders. Waar ons voor ons status op ons eie was en die dinge selfs moes uitvind, kan ons nou na ons Vader toe gaan en by hom wysheid gaan soek en hy sal dit vir ons gee. 'n Deel van hierdie gesin is natuurlik ook ons broer Jesus. Hoe bevoorreg is ons nie om 'n broer soos hy te hê nie. Dit is juist Jesus wat die deur van die gesin, van die Godgesin vir ons kom oopstoot het. 'n Goeie broer laat jou nie alleen as jy swaar kry nie. Ek sal nooit vergeet, toe ek daar in die begin die eerste keer vir Renata wou uitvat vir ete nie, en ek het nou nie eintlik geld gehad nie, het my broer na my toe gekom en sy kredietkaart uit sy sak uitgehaal en vir my gegee. Ons moet weet dat Jesus ook so saam met ons stap en vir ons sal help. 'n Goeie broer sal ook vir jou opstaan. Nou, op skool, ek weet nie hoekom, die een Sondag het ons teruggekom van 'n kamp af, en om een of ander rede besluit ek om 'n Coke bottel in die swembad in te gooi. En soos dit nou wil hê, val dit op die rand en dit breek in stukke. Nou, die nag het ek en my broer saam gegaan om die glasstukke te gaan uithaal, sodat ek nie die volgende oggend voor die hoof op te daag. Dis wat 'n broer doen. So as Jesus jou broer is, dan help hy jou ook. Hy maak jou saak reg by God. Daar waar ons 'n pak verdien het, kom hy en hy haal dit vir ons weg. Om deel van 'n nuwe gesin te wees, 'n liefdevolle vader te hê, maar ook 'n ouer broer te hê, wat saam met jou sal stap en jou in die moeilikheid sal help, het ons ook die Heilige Gees.
Dis deel van ons nuwe status, om in hierdie gesin te kan inwees waar ons 'n gees ook het, wat deel is van die familie. Hy is nie net 'n besoeker wat soms opdaag nie. Nee, hy is die heeltyd by ons. Hy is God se teenwoordigheid in ons lewe. Hy laat ons onthou dat ons aan God behoort. Hy help ons wanneer ons nie weet wat om te doen nie. Hy troos ons wanneer ons hartseer is en gee ons krag wanneer ons batterye pap is. Seker een van die grootste voordele in hierdie gesin is dat ons nooit alleen is nie. Jesus self kom sê vir ons in Johannes 14 vers 16 die volgende: Ek sal met die Vader praat en hy sal vir julle 'n spesiale helper stuur. Hierdie helper ken net een pad en dit is die pad van die waarheid. En ek praat natuurlik van die Heilige Gees. Die Gees sal julle nooit alleen los nie, maar oral by julle wees. Hoor mooi, julle sal gou die Gees in julle lewe herken, want hy sal heeltemal deel word van julle. Hy sal nie net by julle wees nie, maar hoor hier, ook in julle. Soms sit jy dalk in jou kamer, dalk is jou eggenoot nie meer saam met jou nie, en die kinders doen mos maar hulle eie ding. Soms is jy tussen baie mense en eintlik ook alleen. Ja, jy lag en jy gesels saam en sit om dieselfde tafel, maar hier diep binne in jou is jy regtig alleen. Niemand sien die seer en die vrees of die vrae waarmee jy aan die worstel is nie. Dis moontlik om omring te wees deur 'n klomp mense, maar steeds eensaam te wees. En dis dalk tyd wat ons moet teruggaan na die woorde van wat Jesus hier vir ons kom sê het, dat ons 'n helper het, wat vir ewig saam met ons is, by almal van ons. Dink mooi, maak nie saak waar ons in die wêreld is nie, God is altyd teenwoordig by ons. Jesus het geweet dat sy disippels gaan bang wees, en as hy nie meer daar gaan wees nie, hulle gaan onseker wees, hulle gaan nie weet hoe verder nie. Hy stel nie vir hulle 'n how-to boek oor Christendom vir dummies op nie, vergeet nie dit vir hulle nie. Hy beloof vir hulle 'n persoon, die Heilige Gees wat in hulle gaan kom woon. Daar is nooit 'n plek waar jy alleen hoef te wees nie. Wanneer jy by die dokter sit en wag vir uitslae, sit jy nie alleen nie. Wanneer jy moeilike besluite moet neem, is jy nie alleen nie. Wanneer jy wakker lê oor die kinders, lê jy nie alleen nie, want die Heilige Gees is oral met jou. Nou die Griekse woord wat Jesus hier gebruik, wat ons vertaal met die Heilige Gees, is parakleet. En dit beteken letterlik iemand wat langs jou kom, saam met jou stap om jou te help, te ondersteun, te troos elke tree. Sien jy die beeld van iemand wat so met 'n arm om jou stap, terwyl jy 'n uitdaging in jou pad aandurf? Maar eintlik sê Jesus nog meer. Die Gees sal nie net by julle wees nie, maar hy sê in julle. God woon in ons en daarom is die krag in sy troos en sy leiding hier binne in ons. Ons is nooit alleen nie. God die Vader is bo ons. Jesus Christus is vir ons en die Heilige Gees is by ons, in ons, elke tree wat ons loop. En omdat ek die Gees in my het, tap ons sy krag. Ons was kragteloos, sonder krag, voordat die Heilige Gees sy intrek by ons kom inneem het. Maar nou het ons nuwe krag. Ek is nou nie meer aangewese op my eie krag nie, en dankie tog daarvoor. My batterye word gelaai deur die krag van die Heilige Gees wat in my is. Dis Jesaja wat vir ons help met hierdie kragtige belofte in Jesaja 40. Hy gee vir die wat uitgeput is weer nuwe krag. Hy maak die wat swak geword het weer sterk. Selfs die wat jonk is, se krag kan ingee. Die wat nog in die krag van hulle lewe is, kan in mekaar sak. Maar hulle wat op hom vertrou, kry altyd weer krag. Hulle word soos 'n arend wat vlieg. Hulle hardloop en word nooit moeg nie. Hulle loop en raak nooit uitgeput nie. Die Israeliete
was in ballingskap gewees. Hulle het alles verloor. Hulle land, hulle tempel, hulle veiligheid. Hulle het hulle status verloor. Dit het verander na ballinge en dit het hulle krag getap en hulle batterye het pap geword. Selfs die jong manne was kragteloos. Maar daar is hoop. Hulle sal weer hoop kry en hoog vlieg soos 'n arend. Alles moontlik gemaak deur God se Gees wat binne inkom. Onthou die Heilige Gees wat hier in ons is, wat ons 'n nuwe identiteit gee en ons kinders van God maak, wat ook weens sy inwoning in ons help dat ons nooit alleen is nie, kom gee vir ons nuwe krag. Dit sê egter nie dat ons nie ook moeg gaan raak nie. Verseker kom daar tye wat ons batterye pap is. Daar kom tye wanneer ons nie eers ons voete uit die bed uit kan sit nie. Selfs die sterkste mens raak soms uitgeput. Wanneer ons krag opraak, begin God se krag in ons werk. Die Gees tel ons op. Dit is hy wat ons deur ons storms dra. Hy gee ons weer die vermoë om op te staan, weer te probeer en aan te hou stap. Ons hoef nie die wêreld daar buite aan te durf nie, op ons eie nie. Die Heilige Gees gee vir ons krag en ons sal die krag van hom ontvang. Dit laat dink my nou aan die muis en die olifant wat daar oor die brug gestap het en so in die middel van die brug, toe kyk die muis so vir die olifant en hy sê vir hom, "Sjoe, nou laat ons aan met die brug lekker bewe, nee." Wanneer die lewe ons plat staan, hoef ons nie daar te bly lê nie. Wanneer ek my moed verloor, gee die Gees my weer moed. Wanneer ek uitgeput is, gee hy vir my nuwe krag. Wanneer ek nie weet hoe om verder te gaan nie, dra hy my totdat ek weer self kan stap. Die Heilige Gees vat nie die storm weg nie, maar hy gee my krag om deur die storm te gaan. Daarom leef ek nie meer met my eie batterye nie, maar uit die kragtige krag van die God wat in my woon. En omdat sy krag nooit opraak nie, is daar altyd hoop vir nog een tree, nog een dag, nog een kans. Kind van God, nie alleen nie, nuwe krag, maar daar kom iets niets by. Die Heilige Gees het nog 'n werk in my en dit is om die ou selfsugtige hart te verander en vir my 'n nuwe hart te gee. Dis Esegiel wat ons daarmee help. Esegiel 36 vers 25 sê hy, daardie dag sal ek julle skoon maak. Dan sal julle regtig skoon wees. Vir die eerste keer sal al die slegte dade van julle afwas. En julle sal nie meer voor die afgode buig en offers aan hulle bring nie. Want ek sal julle harte nuut maak. Dan sal julle heeltemal anders dink. Ek maak julle van voor af nuut. Ek haal julle ou harte wat kliphard geword het van al die slegte dinge wat julle gedoen het uit. En ek maak julle heeltemal gehoorsaam aan my. Ek sal daardie dag my Gees in julle laat bly. Hy sal julle leer om gehoorsaam te wees aan wat ek julle beveel. Dan sal julle doen wat ek sê. Die hart, alles hier binne in my. Dit wat my aanvuur, dit wat my wese is, my gewete bepaal, my dade en my woorde bepaal. Dit is my hart. En die ou hart was 'n hart wat op sy eie pad geloop het. 'n hart wat dink hy is beter as God. 'n hart wat ongevoelig raak vir God se stem. 'n hart wat vasgevang is in sonde en selfgesentreerd is. 'n hart wat nie meer reageer op God se liefde en sy leiding nie. 'n hart wat kliphard geraak het, soos 'n klip. Dit reageer nie, dit beweeg nie. As God praat, beweeg dit nêrens nie. Dis soos ons harte was. Maar met die werk van die Heilige Gees kry ons 'n nuwe hart. Dalk nie dadelik nie. Soos ons net maar gesê, dis 'n proses wat dit verander in word. Maar 'n hart wat mooi is 'n hart wat God wil ken. Waar ons nie onverskuldig teenoor God leef nie. 'n hart wat God wil gehoorsaam.
Nie omdat dit moet nie, maar omdat dit wil. In gehoorsaamheid word 'n begeerte hier binne ons en nie 'n plig nie. 'n hart wat geraak word deur sonde. 'n ou hart het vrede gemaak met sonde, maar 'n nuwe hart bedroef nie vir God nie. 'n nuwe hart wat begeertes het. Die dinge wat voorheen belangrik was, verloor nou sy greep, want God se dinge word nou belangriker. 'n nuwe hart wat liefde vir ander mense het. En dis wat die Heilige Gees maak, hy maak ons sagter, genadiger en meer liefdevol. 'n hart wat reageer op God se stem. Die nuwe hart luister wanneer God praat en is bereid om te volg. Voor die Heilige Gees in my kom woon het, was ek hoofsaaklik besig met my eie dinge. Nou begin daar iets niets gebeur. Ek wil meer van God weet. Ek wil nader aan hom leef. Ek wil doen wat reg is. Nie omdat iemand my dwing nie, maar omdat die Heilige Gees my hart verander het. Wat ek eens nie wou doen nie, wil ek nou doen. En wat ek eens begeer het, is nie meer so belangrik vir my nie. Dis die nuwe hart wat die Gees vir ons gee. En laastens, as gevolg van die Gees, wat wil ek doen? Wat kan ek nie anders nie? Ek wil die vrug van die Heilige Gees wil ek dra. Ek wil self ook doen soos wat die Heilige Gees vir my leer. En ons gaan die volgende 3 kere gaan ons daarby stil staan, die vrugte van die Gees. Ons gaan 3 keer daaroor praat, want dit is so belangrik, maar kom ek lees dit net eers, Galasiërs 5. Net soos 'n boom wat baie vrug oplewer, soos hierdie narkiebome, en dis hoekom ons hele reeksie skiet, want ons moet vrug dra, wys hierdie mense se lewe dat hulle aan God behoort. Sulke mense gee baie om vir ander. Hulle lewe is vol vreugde. Die vrede wat van God afkom, ken en ervaar hulle. Hulle verdra ander mense sonder om ooit lelik met hulle te wees. Hulle straal vriendelikheid en warmte uit. Daarom wil ander graag in hulle teenwoordigheid wees. Hulle doen goeie dinge vir ander mense. Ander kan altyd op hulle reken, omdat hulle self deur die dik en dun op God vertrou. Hulle is vol deernis en ontferming. Die Gees stel hulle in staat om hulle self goed te beheer, sodat sonde nooit hoogtyd in hulle lewe vier nie. Wanneer die Heilige Gees in my kom woon, verander my identiteit van 'n verlore kind na 'n kind van God. Ek hoef nie meer alleen te wees nie, want die Gees is in my. Ek ontvang nuwe krag vir elke dag. Ek ontvang 'n nuwe hart, sodat ek vrug kan gaan dra, saam met die Heilige Gees. Ek was verlore op my eie pad, met vrae in my hart en stof op my jas. Toe roep hy my naam en maak my nuut. Hy gee my 'n plek, 'n nuwe huis en 'n nuwe hart. Ek het 'n nuwe naam ontvang, nie meer alleen nie, ek behoort. Van vandag af dra ek hier die waarheid. Kind van God, vir altyd vas. En die binne my hoor ek dit, 'n stem wat sag, maar seker sê, ek is 'n kind van God. Die Gees leef nou in my. Hy roep uit Vader, liefdevolle Vader. Ek behoort aan U vir altyd. Nie meer alleen nie, nie meer op my eie nie. Die Heilige Gees stap elke tree saam. Ek is 'n kind van God.
wanneer my krag verdwyn in die storm, wanneer die nagte lank wil bly, dan fluister die Gees weer hoop in my en lig my op soos 'n arend wat vlieg. U maak my hart weer sag en nuut, leer my om lief te hê soos u, wat eens belangrik was verdwyn, nou leef ek nader aan u. God bo my, Jesus vir my, Heilige Gees binne in my, ek hoef nooit alleen te loop nie. God bo my, Jesus vir my, Heilige Gees binne in my, tot die dag wat ek u sien. Ek is 'n kind van God, die Gees leef nou in my, hy roep uit Vader, liefdevolle Vader, ek behoort aan u vir altyd, nie meer alleen nie, nuwe krag vir elke dag, die Heilige Gees leef binne in my, ek is 'n kind van God. En hoekom nie sigbaar nie? Hoekom is die Gees en die vrugte nie sigbaar nie? Hoekom is ek baie keer kragteloos, alleen en my ou hart is maar nog daar? Dalk moet ek meer tyd gee vir die Heilige Gees. Dalk moet ek gaan stil sit en net gaan asemhaal. Laat ons meer ruimte gee vir die Heilige Gees om sy krag in ons los te laat. Mag die Heilige Gees jou herinner dat jy nooit alleen is nie. Jou krag gee wanneer jou batterye pap is. Jou hart al hoe meer verander om soos Jesus te wees. En laat jou lewe oorloop van die vrug van die Heilige Gees. God bo my, Jesus vir my, Heilige Gees binne in my, tot die dag wat ek u sien. Ek is 'n kind van God, die Gees leef nou in my, hy roep uit Vader, liefdevolle Vader, ek behoort aan u vir altyd, nie meer alleen nie, nuwe krag vir elke dag, die Heilige Gees leef binne in my, ek is 'n kind van